daai dag nie. Dit gaan 'n fees wees. Daai gaan 'n fees wees daar bo in die hemel. Weet ons ons nou eers net ons sit lekker leef. Groet elke van jou die wonderlike naam van Jesus. Wil my elke mens hier met aanspraak. Die Here het jou net van die hemel gesien. Maar afkondigings vir die week. Woensdag bid hier, waai, persoon, sorry nou. Vrydag aan, 1:19. Maar ek wil die skole permanent is al, want vrydag daar was nog nie so nie. Sondagoggend diens, voorbediening, Stefan Kreer, pastoor. Hallo. Sondag aand evangelisasiediens diens, 1600 pastoor Marius Sluits. Niemand vir jou. Ek wil ook al plaas om die vele vol aan. Ach, nee. Liefdes. Die Here wat ons nie meer groot God. Ons nie meer groot God. 'n God van wonders. Maar kom ons staan, dan gaan ons vanaand die Here se naam groot maak. En ons gaan pastoor Erik vra om vir ons te open met gebed. Kom ons staan. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te kan kom. Here, dit is my gebed dat U ons gedagtes op U die Here sal fokus. En dat ons opnuut, Here, sal leer om ons kruis op te neem en U die Here te volg. Baie dankie Here dat ons weer die soetheid van U die Here se teenwoordigheid. Here, is die rede waarom ons vanmiddag sal sing, sal jubel en sal juig. Here, want die grootheid en die goedertierenheid, Here, laat U ons beker oorloop. Here, want U is getrou in elke ding, klein of groot. Kom op verheerlik vanmiddag in ons midde. As ons Here bid en pleit dat U die instrumente wat gespeel sal word, Here, die salwing daarvoor sal uitstort en hulle weer sal speel. Here, ek wil die prediker in gebed opdra. Ek wil bid vanmiddag, Here, dat elke een wat sy voet oor die drempel van hierdie huis van aanbidding gesit het, sal besef, die is die plek, Here, waar siekes gesond gemaak sal word. Here, waar blindes se oë opgemaak sal word. Here, die is die plek waar dat U die Here die werk wat U in ons lewe begin het, wil voortsit. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Geliefdes, hoorie, voordat ons so vinnig is om te speel, kom ons besef net een ding, as ons 'n bietjie beweeg, dan help dit al klaar om die gewig ook af te kry. En ek weet nie is dit hoekom ek so maar word, maar prys die Here, my voete juk. En as jy beweeg, dan doen jy dit op keer. Jy hoef nie vanaand 'n Bybel nie, jy kan sommer 'n Bybel. Wonderland,
Ek het nie woorde genoeg om dankie te sê vir dit wat ons God vir ons doen. Halleluja. Uit sy liefde en sy genade uit. Dis nie vir hom 'n moed nie. Maar hy is lief vir sy kinders. Hy doen soveel wonders vir sy kinders. En wat doen sy kinders vir hom? Ja. Ons bid hoeveel kere, Here, die persoon is siek, raak hom aan, genees hom. Verder hoor jy niks van daai persoon. Here kom en dan raak hom aan en genees hom. Maar jy hoor nooit wie is. En liefdes, dis hartseer. Lazarus was 4 dae oorlede. Hy was toegedraai in sy doodsdoeke. Jesus het gekom en hom opgewek. Wat het hy gesê? Sodat die volk kan sien van die krag wat in die Vader is. Wat doen ons? Ons swyg. Dit is ons kan nie stil plekke doen. My hart is seer. As ek sien beteken hoe die kinders van die Here optree. En dan verhoor wees die Here. Maar ons vergeet van hierdie 3 wat terugwys
na jouself toe, want jy moet ondersoek instel in jouself waar die probleem en die fout is. Maar die val van die mens is hier in die mond. Geliefdes, my tema is, wat gaan met die mond? Bou ons of breek ons? Het is so maklik om te breek. Ons kan in 'n geselskap wees en 'n mens kan oor die Here praat, wat almal kan lag. En dan kan ons in 'n geselskap wees wat almal huil. En ek huil van hom. Ek wil nie glo wat die Here vir ons sê nie, laaste dae wat daar gaan gebeur nie. En dit maak my baie hartseer as ek sien hoe ernstig die kinders van die Here is omtrent die woord van God. Want dit wat hy sê, dis nie wat ons almal meer wil doen nie. Liefdes, kom ons lees daar uit Spreuke 18. Net die een versie, vers 21. Dit is baie hartseer. Ek was gister weer by 'n begrafnis. Ek weet nou, sê ons almal, daardie persoon is hemel toe. Maar is daai persoon regtig hemel toe? En dit maak my seer as ek baie kere sien hoe die mense in ongelukke kom en dan weet ek vir 'n feit dat hy toe hy daai ongeluk gaan veroorsaak het, was hy onder die invloed. Waar maak hy sy oop? In die hel. En dit is skrikwekkend. Ons is in diens van die Here. Is dit nie waar nie? Ons is in God se diens. Maar wat doen ons voor? Met hoeveel siele het ons al gepraat hierdie jaar? Maar geliefdes, Spreuke 18, 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Geliefdes, hierdie tong is die oorsaak van baie mense wat terugkom. Wat hulle voete by daardie deur uitsit en dit kom nooit weer. Daarom sê die woord van die Here vir ons daar in Jakobus 3, praat hy vir ons oor die tong. Hy is so klein, maar hy kan so groot vuur en brand steek. En dis waar, geliefdes, dis waar. Daarom sê die woord van die Here vir ons om te wagstel vir ons mond, sodat ons nie dinge praat wat ons nie moet nie. Ons moet nie oor ons broer of ons suster kan praat nie.
Julle weet met hierdie mond nie, kan jy iemand laat lag. Hulle mond kan lekker saam lag. Maar met hierdie selfde mond, kan jy iemand laat huil. Onnodig. Met hierdie selfde mond kan jy mense laat val, wat nooit weer gaan opstaan nie. Liefdes is hartseer. Maar dit is net feite. Dit is dinge wat gebeur in ons lewens. Kom ons lees net saam so uit Spreuke 18. Dis net 'n bladsy terug. Dan vanaf vers 4. Ja, vanaf vers 4. Die woorde van 'n man se mond is diep waters. 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdiges in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Die lippe van die dwaas kom met getwis en sy mond roer na slaap. Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is 'n stryk vir sy lewe tot sover toe. Geliefdes, dis nie reg om van jou broer en jou suster te praat. En dis nie reg om op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag aand daar in die gemeenskap van alkoholiste te wees of mense wat glad nie die Here ken nie. Ongename gesprekke. Dit is gesprekke wat ons glad nie behaag nie. Geliefdes, ek was by 'n begrafnis al bo aan die Kaap. En ongelukkig, ek is nie dat ek glad nie drink nie, maar die oomblik as mense begin drink, dan begin die monde losgaan. Maar dan skryf hulle die woord van God uit. Maar dan kom die duiwel ons nou in. Dan begin die monde losgaan. Dan word daar goed gesê wat ek nie van my doen. Toe hulle begin, toe staan ek op. Ek loop uit en gaan na die kamer. En dit is wat God van ons verwag. Dit is wat God van ons verwag. Hy verwag nie jy moet jou verneder om daar tussen die dronkies te sit en met hulle geselsery aangaan nie. Dis onaangenaam geselskap vir my. En so behoort dit te wees vir elke kind van God. Weet, ons is baie maklik om te oordeel. Maar ons moet tog pas as ons oordeel. Want die oordeel gaan ons werklik eendag toe kom. Hier op aarde dink ons gaan met alles kan wegkom. Jy kom met niks weg nie. Jy gaan moet eendag voor God. Die woord van die Here sê dit vir ons. Dit wat jy aan dink, dit weet jy al klaar. En jy sal voor die regsstoel van God staan. Nie net ek alleen, maar elke broer en suster. Ons sal voor hy regterstoel staan. So hoekom kan ons nie altyd woorde praat wat mense kan opbou? Hoe kry jy 'n ongeredde persoon? Geliefdes, ek sit vanoggend sit ek daar. Ek is ook besig so met die Here. En ek kom by my op. Al die kerke is aan die gang. Ek praat nou van hier so in die kant gewees. En dan sien ek hoeveel mense ry rond. Dan besef ek dat omtrent meer as die helfte van uiteraardse mense kom glad nie in die kerk. En ek wil eintlik sê, 'n kwart van hulle ken glad nie die Here nie.
Dit is my werk en jou werk om uit te gaan om die woord van die Here uit te dra. Is dit nie waar nie? Maar ons sit op ons lauwers. Daai stoel is, as ek opstaan word ek koud, so laat ek eerder bly sit. Ja. Maar dan wil ons weet. Dan wil ons weet. Hoekom is ons koskaste leeg? Dan wil ons weet, hoekom voorsien die Here nie? Maar ons is nie bereid om met hierdie mond sy woord uit te dra na ander toe. Ons is nie bereid om toe te laat, dat hy deur jou werk nie. Weet ek, wees al daar vanoggend. Daar rond, bid, kan nie slaap nie. Al rond. So baie van ons is mense kom en sê ons, ek vat nou een verhoor, want pastoor Amanda, ek het nie 'n dooie sent nie. Ek is honger. My koskaste is leeg. Ek vraag jou baie mooi vraag, hoekom? Hoekom? Hoekom is jou koskaste leeg? Hoekom is daar nie geld in jou huis nie? Of nie dan 'n lewende geval. As hy aan my voorsien, gaan hy aan jou voorsien. As hy aan ons suster, gaan hy aan jou ook voorsien. Waar is jou geloof? En die oomblik wat jy sê, my suster, ek is arm, ek het geen geld nie. Maak nie klaar ek van die duiwel luister. En nou gaan hy vir jou vasvat. Jy is 'n multimiljonair. Elke keer van julle wat hier sit. Jy is 'n multimiljonair in Jesus Christus. Jy weet nie, dalk is dit 'n toets wat jy deurgaan. Dis hoekom jou koskaste leeg is. Die Here wil dalk kyk en met vir 'n week of 2 vas. Sodat jy werklik by hom kan uitkom. Maar nou al wat jy doen is jy kom klaar oor my koskaste is leeg, ek het die geld leeg, ek van klop. Skoon. Geliefdes, is dit nie waar nie? In plaas van om God te vertrou en sê, Here, dankie. Ek weet jy gaan my koskaste volmaak. Ek weet jy gaan my beursie volmaak. Die woord van God sê vir ons, jy hoef nie te vrees oor die dag van môre nie. Hy sal reeds staan om vir die deure oop te maak. Maar hier kom mos jy dit op. Jy gaan die geld met koskaste is leeg. Is dit nie waar nie? Partykeer is ons haastig om hierdie mond te gebruik. Om die Here se werk af te breek, in ander woorde. Want dit is wat jy sê, jy vertrou hom nie. Jy glo hom nie. Dit is net so goed jy sê vir my, jy glo nie in die woord van God nie. Want die Here sê, dit wat jy sal jy kry. So laat sy naam verheerlik word, jy kan dit gaan lees in Johannes 14, vanaf 13 af. Alles wat jy in my naam vra, sal jy kry, sodat my naam verheerlik kan word deur die seun. Maar wat doen ons? Ons het niks. We wil loop in die wêreld. Hoe voel God aan? As jy vanaand op jou knieë gegaan het en binne in die gees het jy gebid en jy het gesê, Here, voorsien, Here, maak my die deure oop. Hy is getrou aan sy woord, dis wat hy sê. Sal hy aan jou voorsien? Hy sal vir jou die deure oopmaak. Maak nie saak wat jy gevra het nie. Baie van ons is siek, ons word nie genees nie. Hoekom? So we gaan ondersoek onsself oor onsself. Waar is ons geloof? Hou ons werklik vas in dit?
breek ons ook die Here se werk af deur hierdie mond. Ons moet baie versigtig wees, geliefdes, oor wat ons praat en wat ons sê teenoor ons broers en ons susters, oor die buitemense wat buite beweeg. Die woord van God sê nie, jy moet vrolik wees van hart. Hierdie hart van jou moet vol van die Here wees, want hy wil jou vrolik hê. Nou, as jou hart vol van die Here is, geliefdes, vraag nou net hierdie een vraag. Hoe kan ons sleg praat van iemand anders? Hoe kan ons? Dit is net een vraagie wat ek baie aandink. Die woord van die Here sê vir ons nie, vul jou hart met my woord. Bepind my woord dag en nag, sodat die Satan nie kan padplek kry in jou gedagtes. En dis wat gebeur. Ontwaal 'n bietjie van die woord af en dan kom die Satan en hy plaas 'n saadjie in jou kop en jy kom jy verwerk hom en jy sê, "O, ek het nie geld nie, is dit en is dit." En baie kere is mense geneig om eintlik klippe te gooi na die Here se kant toe, waar dit eintlik nie die Here se skuld is nie, dis jou eie skuld. Liefdes, ek praat van dit, dat ons net baie mooi oor nadink. Ons almal is maar net mens. Ons almal het foute. Nie een van ons wat hier sit, is volmaak nie. Nie een van ons kan sê, jy het geen sonde nie. Daarom ek kan nie 'n klip optel om te gooi na enigiemand. Want ek het ook sonde in my. Al gaan ek elke dag op my knie en ek sê, Here, vergewe my. Nog steeds nie die sonde nie. Dis nie wat jy geen sonde nie. Jesus het geen sonde gehad, want mens aan. Tot die dag dat hom gekruisig het. Liefdes, kom ons gaan kyk gou aan Matteus 6. Lukas 6. Ek is nou hier na alle Bybel, dus ek kan ook bekeer. As 'n mens leer en jy ken jou Bybel. My Bybel is baie gemerk, maar my Bybel val nou 'n bietjie uit mekaar uit, tot my vrou nou hierdie Bybel vir my geleen. En baie keer is dit baie moeilik. Maar geliefdes, daar in Lukas 6, vanaf vers 44. Want elke boom wat geken aan sy eie vrugte. Want dorings pluk 'n mens tog nie van vye nie, en die mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Hier sê hy dit vir jou duidelik. Daarom kry jy 'n vrolike hart, sodat jy nie iemand anders vergis nie. Geen nie plek vir die Satan om aan te val nie. En wat noem julle my? Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en dieper gegaan het en die fundament op die rots gelê het. En toe die watervloed kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was.
Geliefdes, Halleluja. hoeveel van ons is so vasgeanker in die Here? Dis tyd dat ons ons vasanker, want die tyd raak min. Die Here is besig om die volk te waarsku. Dis gerugte van oorlog, die tussen ons, en dit skiet sommer hier in die dorp, en gaan net te kere. Jy kyk na die weer, dit is nie meer reg nie. Die Here is besig om met sy volk te praat. Kom terug na my toe. As ons kyk in die Ou Testament, hoeveel kere het die Here met die volk gepraat? Kom terug. Hy gee hulle kans. Maar hulle wil nie. Die Here is besig om met ons as kinders van die Here te praat. Baie wat hier sit, is lou. En die woord van God sê, al as jy lou is, spoeg ek jou uit. Geliefdes, ons moet kom by die punt wat ons besef, speeltyd is verby. Speeltyd is verby. Beseringstyd is amper klaar. Die Here praat elke dag. Jy kan kyk na die weer. Oorlog. Kinders wat teenoor die ouers opstaan. Beseringstyd is amper klaar, geliefdes. Die koms van die Here is naby. Wees wat te wagte. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fundament op die grond bou en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Geliefdes, ons wil tog nie hê dat jou huis moet val nie. Asseblief, ons almal streef daarna om eendag in die hemel in te gaan. Daar die ewige poort in te gaan. Maar dan moet ons beweeg in die wolk van God. Stel 'n wag voor jou mond. Wanneer jy spreek, dink 2 keer oor wat jy praat. Dink 2 keer. Moenie mense seermaak. Met hierdie mond dat jy op 'n keer so nie probleme in. Dat jy self tot 'n val kom. Geliefde, ons moet oppas vir dit. Die duiwel is lustig. Ons beweeg in die laaste dae. Speeltyd is verby. Die duiwel se werktyd is in. As ek kyk, ek het dit gister gesê, as ek kyk hoe dit gaan onder die mense, dan raak ek bekommerd. Die bedweierye is nie buite nie. Dis in die kerke. Waar die broers en susters mekaar aanval. As die liefde van Jesus in jou is, hoe wil jy jou broers seer maak? Hoe wil jy jou susters seer maak? Hoe? Ek vra my daai een vraag. My geliefdes, dit los dit daarby. Ek wil graag hê dat elkeen wat hier sit, moet mooi gaan nadink oor wat hy praat en wat hy sê. Ons sal baie keer die Here die skuld gee, dat hy staan nie op sy woord nie. Maar ons dink nie, dis onsself wat die probleem het nie. Weet ek, middag het ek, hier by alle mense, ek gelukkig ons nie hier van uit aan af nie. Ek drink hulle, en ek gaan lekker aan. Maar is gesiende mense in die kerk. Nou vraag ek, Here, kan daardie pastoor dit nie sien nie?
Die duiwel sorg dat daai ou ryk is. Hy glo hy sorg vir hom dat hy ryk is. Maar hy gaan kom tot die val. Wanneer hy kom tot waar hy besef dat hy is op die verkeerde pad en dat hy eindig speel met die woord van God, as dit te laat. Baie mense het nie daardie kans om weer reg te maak nie. Ek vra dat almal meer en meer ernstig sal word by die woord van God. En dat ons dit nie net sal lees en sê nie ons sal maar woorde dit doen. Die woord van God sê hy is daders van sy woord. En nie net die hoorders nie. Ek los dit daarby. Maar ek vra vanaand, geliefdes, ek wil nie weet hoe met jou Christelike lewe nie, maar kom ek vra elkeen, kom ons kom nog nader wat God van ons verwag. Het aan 8, so 'n storm, ek het 'n verskriklike groot storm, nou 'n week 2 weke terug. En ek het vra Here, asseblief, ek gesê brees, spaar ons enige skade. Die God wat ek dien is getrou, daar was hier baie groot storm hier. En ek is daar bo, daar aan die Kaap, en ek hoor hulle sê vir my, nee, die paaie gaan toemaak, en ek sê, Here, ek moet by die huis kom. Ek ry deur, sonder enige moeilikheid. Ek kom hier, geliefdes, daar gaan 'n reën by daar deur, die Kaap, wat amper bykans alles verwoes. Woester, ek het gesien, hulle sê tot 1000 mm reën, in 3 dae. Dis baie waters, daai dorpie is afgesny van die buitelewe. God is besig om te praat met die mense, maar wie van hulle luister? Wie? Jy wat dink jy kan nog geen biertjie drink? Oppas wat jy tyd nie verby jou hardloop, met jou 1 biertjie in die aand. Jy wat dink, jy kan nog 'n bietjie van jou broer of jou suster skinder. Oppas dat dit nie te laat is. Kom van die Here is baie naby. En ek praat baie ernstig. Die mense lag dit af. Geliefdes, ons tyd is baie beskik. Kom ons saam. En dan gaan ons die Here se naam groot maak. Terwyl ons wag vir die dienes en nog vergawes, my suster gaan hier vir ons om afsluit met gebed. En die dienes en nog vergawes, daar kom ons. I am redeemed by the blood. Glory, glory, God is mine. All to Him, my now return. I am redeemed, I am redeemed. I am redeemed by the blood. Glory, glory, God is mine. All to Him.
my suster. Here, vanaand sê ons vir U baie dankie vir die woord wat uitgegaan het as 'n waarskuwing, Here, dat ons onsself nie sal regverdig en sê, maar dit is nie vir my nie. Ons is hier vanaand en dit is juist vir ons, Here, dat ons dit kan uitdra en vir die wêreld kan sê, dat ons saak met die Here moet regmaak. Here, een en elkeen van ons sit ons hande in ons boesem en gaan ondersoek jouself en sê, Here, waar het ek U geval? Waar het ek gefouteer? Wat het ek gedoen? Ons weet, Here, die mens homself weet. Hy is geneig om dit te ontken. Maar elkeen weet wat is sy swakpunt. En ek vra U vanaand dat ons swakpunt aan U sal openbaar en dat ons oorwinning daarvan sal kry, Here. Ek wil vra dat U vanaand saam met elkeen in hulle verskillende woning sal gaan en ook wil in hierdie week sal deurdra, sal bewaar teen alles wat ons weet nie, Here, is onbekende weer. Ons weet nie wat vir ons voor die, maar ons weet met Christ in the vessel we can smile at the storm until He takes us home. En ek wil U loof en prys vanaand dat ons kon voedsel ontvang vir ons siele, Here. Waar gaan ons dit ontvang as ons dit nie in die huis van die Here kry nie? En daarom moet ons nie die onderlinge byeenkomste nalat nie, Here. Dit is baie, baie belangrik. Ek sê vir U baie dankie, sien die voedsel wat sal bedien word, sien in elkeen, Here, om ons veilig by ons tuis te bring, om Jesus. Nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê. Amen. I give you all my